baie bekende Dwight Moody skryf 'n kort sinnetjie. Hy sê die volgende: Christene se lewe is die wêreld se Bybel. Kom ek lees hom weer vir jou. Christene se lewe is die wêreld se Bybel. Dan sê ek, wow, nommer 1, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg dat my lewe gelees word, dalk deur 'n ongelowige. En die vraag is dan net, hier kom die verantwoordelikheidskant, wat sien hulle? Wat ervaar hulle? Is dit die Bybel wat hulle in aksie? Is dit die Bybel in aksie, die woord in aksie wat hulle sien? So ja, wat 'n geweldige voorreg hierdie woorde, maar wat 'n verantwoordelikheid vir jou en vir my. Christene se lewe is die wêreld se Bybel. En 'n paar goed as ek kyk na Jesus se voorbeeld, wat ek dink regtig ek en jy aan doelgerig, intentioneel harder kan werk as ons hierdie woorde in ons koppe saamdra, is Jesus is 'n wonderlike voorbeeld van liefde. Hoe het hy alle mense liefgehad? Of dit nou die disippels was, of dit nou die tollenaars was, soos Saggeus en soos Matteus, of dit nou die fariseërs was, hy het selfs by hulle gaan eet aan die huis. Liefde en aanvaarding vir alle mense. Sy vriendelikheid, weer eens daai Engelse woord kindness. Hoe het hy regtig net ongelooflik empatie en omgee met mense gehad. Hoeveel keer lees ons die woorde by Jesus, innig jammer. Hy kom by 'n siek persoon en Jesus het daai persoon innig jammer gekry. En gewoonlik daarna het hy so 'n persoon gesond gemaak. En dit is vir my so motivering ook. As ek wil hê mense moet my lewe sien as 'n Bybel, moet empatie, omgee, moet hoog wees. Dit moet teenwoordig wees in my lewe. Vergifnis. Hoe het Jesus nie vergewe nie? Dink weer aan sy kruiswoorde. Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoe het hy vir Petrus vergewe wat hom verloon het? En soveel ander voorbeelde. Ek en jy moet ook vergewe. Sy getroue tyd met sy Vader. Wat 'n wonderlike voorbeeld was hy nie gewees nie, waar hy sy innerlike krag vandaan gekry het. En dan sy eindelose geduld. Daai toets dop ek heeltemal te veel en is iets wat ek baie doelgerig aan werk op die oomblik in my lewe. Om meer geduldig te wees. Jesus het soveel geduld met mense gehad. So daar's vir jou 'n klomp voorbeelde. Ek lees weer vir jou die woorde van Dwight Moody. Christene se lewe is die wêreld se Bybel. Mag jou lewe en mag my lewe 'n Bybel wees wat ongelowiges lees en mag dit hulle lewe en hulle harte diep aanraak en 'n groot verskil maak.